Welkom! Vandag kyk ons saam na die bronne wat jy ingestuur het oor tuisversorging na diep venese trombose of DVT. Ja, dis baie spesifieke riglyne, né? Amper soos 'n resep vir herstel by die huis. Presies, 'n padkaart. En dis nogal belangrik, dit kom direk van 'n ontslagprotokol geskryf deur Dr. Weer. Dis weer, né? Vir pasiënte by die Life Eugene Marais Hospitaal. Korrek, ja. So dis baie gerig op daai spesifieke konteks. Goed, so ons gaan bietjie dieper delf hier, die belangrikste punte vir jou herstelproses probeer uittrek. Maar voor ons wegspring, net hy belangrike stukkie die regsvrywaring. Ek gaan dit woordeliks lees soos dit in die protokol staan. Hierdie is 'n ontslagprotokol geskryf deur Dr. Weer vir pasiënte wie deur hom hanteer en behandel is by die Life Eugene Marais Hospitaal. Indien u nie 'n pasiënt is van hierdie praktyk nie, moet u die inhoud eerder bespreek met u eie dokter. OK, dis belangrik om te onthou, hierdie is spesifiek. Ja. Goed, soos ons nou na die riglyne kyk. Daai eerste paar dae na ontslag. Dit lyk my dis krities. Wat spring eers vir jou uit? Die medikasie. Dis absoluut nommer 1. Die protokol is baie streng daaroor. Jy moet daai voorgeskrewe medisyne neem, presies soos gesê. Veral die antistolmiddel, neem ek aan. Soos warfarin of, wat is die ander een, rivaroxaban? Presies, daai. Dis die kern om te keer dat die klont groter word of nuus vorm. Dis regtig die hoeksteen van die behandeling aan die begin. En jou ander medikasie, as jy op chroniese medikasie is. O ja, nee, baie belangrik. Jy moet voortgaan daarmee, dan sê die dokter anders sê. Alles moet saamwerk. Goed, medikasie is duidelik. Wat van die fisiese kant, hoe jy jouself moet hanteer? Ek sien nie sterk instruksies oor rus en posisie. Ja, en dis nogal intens aan die begin. Die riglyn is bene soveel as moontlik op, hoër as jou hart. Soveel as moontlik. Wel, hier's die ding, vir die eerste 3 dae, luister hierna, moenie langer as 5 minute op 'n slag sit of staan nie. Elke 6 uur. 5 minute. Elke 6 uur. Sjoe. Ja. So dis basies lê, met bene omhoog. Dit gaan alles oor druk verminder en die swelling, die edeem te beheer. OK, dit onderstreep die erns. En dan, bo-op dit, kompressie. Absoluut. Dis die aandgroting. Kompressieverbande 24 uur per dag. Dag en nag. Dag en nag, ja. Totdat daai swelling sigbaar sak. En dan skuif jy oor na kompressiekouse. En hoe lank moet jy dit dra? Die protokol sê ideaal gesproke onbepaald, vir altyd, as dit kan. Dit help geweldig met bloedvloei op die lang duur. Reg, so 'n beweging is dus baie beperk aan die begin. Net in die huis rondstap, kort entjies. Presies. Vir dae 1 tot 3 net dit. Baie min. En na dag 3, van dag 4 tot, sê maar dag 14, word dit bietjie makliker? Ja, daar's 'n versigtige toename. Die tyd wat jy mag sit of staan word verleng na 15 minute op 'n slag, maar steeds net elke 4 uur. OK, so dis steeds beperk maar 'n bietjie meer vryheid. Net so. En jy kan dan ook meer gereeld begin stap en dalk 'n bietjie verder. Maar, en dit's belangrik, steeds baie tyd met die bene omhoog en geen motorbestuur vir daai eerste 2 weke nie. Geen bestuur nie. Hoekom is dit? Wel, jy weet, dis deels die effek van medikasie, maar ook net om die been te beskerm en onnodige druk of skielike bewegings te vermy. Die liggaam het tyd nodig. Dit maak sin. Dis 'n fyn balans, né? Tussen rus en beheerde beweging. Ja, presies. Jy wil nie heeltemal stil staan nie, maar jy kan ook nie te vinnig te veel doen nie. Goed, so dit dek daai eerste taamlik intensiewe paar weke. Maar die pad eindig nie daar nie, lyk dit my. Die protokol praat van langtermyn onderhoud. Jy's heeltemal reg. Baie van hierdie dinge word eintlik lewenslange gewoontes. Soos die kompressiekouse? Ja, beslis. Die bron sê, dra dit elke dag vir ten minste die eerste 6 maande. Maar die aanbeveling is eintlik Vir altyd. elke dag. Elke dag, ja. En ook aanhou om jou bene op te lig as jy rus of slaap. Dit bly belangrik. En oefening. Jy mag later meer oefen. Absoluut. Na daai aanvanklike fase word daaglikse oefening aangemoedig. Dink aan stap, fietsry, swem. Goed vir die koudspiere, né? Presies. Dit help om daai spierpomp aan die gang te hou, wat die bloed terugstoot hart toe.
Baie belangrik vir sirkulasie in die bene. Jy kan gewoonlik 'n volle oefenprogram na so 4 tot 6 weke hervat. Natuurlik, seker, maar in oorleg met die dokter. Altyd, dis baie belangrik. En dan is daar die groot leefstylfaktore wat genoem word: gewig en rook. Ja, die protokol is baie duidelik daaroor. Gewigsbeheer is krities en rook moet heeltemal gestaak word. Hoekom is dit so belangrik spesifiek na 'n DVT? Wel beide, oorgewig en rook, plaas geweldige stres op jou bloedvate. Dit verhoog die risiko nie net vir nog 'n DVT nie, maar vir allerhande vaskulêre probleme. So dis vir jou algehele hart- en vaatgesondheid. Reg, so dit gaan eintlik wyer as net hierdie een insident. Beslis. Dis 'n geleentheid om jou langtermyngesondheid aan te spreek. So as ons alles nou so saamvat, die kernboodskap is: wees getrou aan die plan, lig daai bene op, beheer jou gewig, los die rook, oefen daagliks, dra daai kouse. En neem jou antistoolmiddels stiptelik. Dis amper soos 'n mantra. Dis die noodsaaklike lysie, ja. En dan is daar nog een ding, die noodinstruksie. O ja, wat sê dit? Dit sê basies, moenie huiwer nie as jy enige nuwe probleme kry, of bestaande probleme word erger, of jy kry skielike nuwe simptome, kontak die dokter se spreekkamer, onmiddellik. Goed, dis 'n belangrike vangnet. So die boodskap is regtig, nougesette navolging, veral aan die begin, is absoluut kritiek. Maar baie hiervan word dan deel van 'n nuwe normaal, nê. Vir langtermyngesondheid, daai 5 minute elke 6 uur, dan 15 minute elke 4 uur. Dit wys net hoe fyn die balans is wat die dokters probeer bestuur tussen rus en aktiwiteit. Dis nogal fascinerend. Dit is. En dit laat 'n mens dink, jy weet, hoe maak jy daai skuif van hierdie baie voorgeskrewe amper beheerde begin na die selfdissipline wat jy nodig het vir die res van jou lewe om hierdie dinge vol te hou. Dis seker die eintlike uitdaging op die langtermyn. Iets om oor te wonder lank na daai eerste paar weke.